Here, dankie dat ons vandag hier kan saam wees as 'n gemeente om die naam te kom groot maak. Here, ons is hier om saam te wees, om saam te aanbid, om saam te kom luister en te onderskei dit wat dit is wat U vir ons wil kom sê. Here, U ken ons baie, baie goed. Ons lees in Psalm 139, U ken ons nog voordat ons gebore is, ken U ons. U het ons aan mekaar geweef. En Here, wie beter as U wat ons diepste vrese, ons diepste vreugdes, ons diepste hartseer ken. Here, dankie dat U by ons is, elke oomblik van elke dag, en dat U ook vanoggend hier is. En dat ons nie allerhande fancy goed hoef te doen om U uit te nooi en om U hier te kry, want U is net hier. So, Here, mag dit ons ervaring wees in die diens vandag, mag ons oop en ontvanklik wees vir dit wat U vir ons wil kom sê. Soos ek gesê het, Here, U ken ons baie goed. U weet wat ons elkeen nodig het om vandag te hoor. Maak ons gehoorsaam aan die uitnodiging wat U ook vir ons bied en ontvanklik vir die woord. Amen.
hou nie, selfs as ek vir U moet ly, wil ek staan en bely. Ek wil U nog meer vertrou, selfs as dit niks vir my inhou nie, selfs as ek vir U moet ly, wil ek staan en bely. Ek wil U nog meer vertrou, selfs as dit niks vir my inhou nie, selfs as ek vir U moet ly, wil ek staan en bely. O, kom aan die van die Here, die wat heel die skepping onderhou. Die alleen is my beskermer, die wat nooit slaap of sluimer nie, die wat nie moet, die wat nooit slaap of sluimer nie, die wat nie moet, die wat sal ek vertrou. Dank U, Hemelse Vader, dat ons op U kan vertrou, Vader. U woord is konstant. U liefde is oneindig. Dank U, Hemelse Vader. Amen. Ons wil volgens sing, want U onderhou ons. U is die beheer van die skepping, U dra ons, U versorg ons. Hoë berge, diepe dale, stormwinde is die tale wat lees. Daar moet 'n God wees. Wilde waters, dorre duine, plate blomme in woestyne, wat skree, daar moet 'n God wees. Die skepping gedei, dat die mens daar moet wees. Hy leef, alle lof weer 'n waarde. Hy leef, verheef voor die aarde, verberg vir die onhoorbare hoor. Hy sagte stiltes deur die klowe, bring 'n boodskap wat beloof, daar's meer, daar moet 'n God wees. Laat 'n stem uit donker wolke, roep die nasies, alle volke, 'n kreet, daar moet 'n God wees. Die skepping getuig, dat die mens daar moet wees. Hy leef,
asem in ons longe voel, weet net hy is daar, hy is lief vir ons. En op dit kan ons net respond. Here, dis ons belydenis vanoggend ook. En ons kom sê dit vir U. Ons het U lief. Here, ons het nou gesing, ons ken mos hierdie hande wat ons dra. Here, wat 'n voorreg is dit om te weet dat die Skepper van die hemel en die aarde ons lewens ook vashou en dit koester in sy hande. Here, mag ons dit weet en weet dat ons weet dat ons dit nooit sal vergeet nie. Amen. Ek gaan sommer dadelik vanoggend begin en vir julle ons teksgedeelte lees. En soos verlede week gaan julle nou nie verras wees nie. Dis nie 'n nuwe teksgedeelte wat julle nog nooit gelees het nie. Inteendeel dink ek ons letterlik ons almal het hom gelees al, want dis waarmee die Bybel begin en dis waarmee elke liewe kinderbybel begin en dis waarmee ek ook nou vanoggend met julle wil begin. So ek gaan vir ons lees uit Genesis 1 uit vanaf vers 26 tot 31. Toe het God gesê: "Kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip." God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê: "Wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip.
Verder het God gesê, let op, ek gee aan julle al die plante wat saad gee op die hele aarde, ook al die bome wat vrugte dra en saad gee, dit sal julle kos wees. Maar aan die wilde diere op die aarde, en aan die voëls in die lug en aan die diere wat op die aarde kruip, aan alles wat leef, gee ek die groen plante as kos. En so het dit gebeur. Toe het God gekyk na alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. Dit het aand geword, dit het môre geword, dit was die 6de dag. So miskien net gou iets oor die tema van vanoggend se diens, bewoon, bewerk en bewaar. En miskien moet ons net vir mekaar sê, maar hoekom sal ons nou preek oor so iets? Hoekom sal ons nou in die kerk praat oor ekologie? Juis as gevolg van Genesis 1. Want vir baie van ons is ekologie en aardverwarming en herwinning en al daai goeders is vir ons belangrik, maar in praktyk is dit 'n ander storie. En dis baie interessant as 'n mens met mense praat daaroor, want jy kry een van twee reaksies. Die eerste een is, dis maar net 'n bangmaak storie en mense praat maar net goed. My pa het altyd gesê, man, kyk hoe koud was die winter. Global warming is net 'n mite. En die vraag wat ek en jy vir onsself moet vra is nie of dit gebeur nie, maar hoe reageer ons op dit, omdat dit wel gebeur. Die tweede reaksie is 'n totale gevoel van oorweldiging, wat jy dink, ons is hier op 'n afgrond en niks wat ek nou doen, gaan my kan help nie. Niks gaan 'n verskil maak nie, so ek doen nou maar niks. So in altyd van hierdie reaksies, doen ons nou maar net niks nie. En dit bring ons nêrens nie. Dit help ons niks. So, ek en jy as gelowiges het 'n ongelooflike groot getuienistaak in die manier hoe ek en jy op hierdie aarde leef en hoe groot ons koolstofvoetspoor is. En ek weet dis 'n boring onderwerp vir party mense en party mense dink ag nee, ek hoor dit nou elke dag en ons hoor dit op die nuus en ons lees dit op social media en nou moet ek dit nou nog in die kerk ook kom hoor. Maar hoor vanoggend dat ek en jy as gelowiges 'n baie belangrike getuienis het in hierdie wêreld. 'n Belangrike roeping, 'n belangrike taak. Ek gaan nie vandag vir julle 'n klomp statistieke hier kom neerplak en vir julle sê, kyk hoe gaan dit met ons aarde nie. Julle weet, ek weet, dit gaan swaar. Die aarde kreun letterlik, soos wat ons dit gebruik en aangaan, soos wat ons aangaan. Maar as jy baie belangstel, gaan kyk 'n bietjie die reeks op Netflix, Our Planet. Dit is nogal, dit gee nogal 'n baie mooi idee van hoe alles in mekaar steek en hoe letterlik alles afhanklik is van mekaar om te oorleef en om te floreer. So ek het in die week net so stukkie gekyk van sommige van die episodes en dis regtig nogal, ek het baie goeders geleer. Maar ek gaan nie daar stil staan vanoggend nie. Ek wil stil staan by die teks en wat ons verantwoordelikheid is. Die skepping is ongelooflik, soos ek nou gesê het, hoe alles in mekaar steek, hoe alles saamwerk, hoe iets anders nodig het om iets anders te kan doen en om verder te lewe en om te floreer en om dat dit goed gaan met die aarde. En hoekom is dit so ongelooflik? Want God het dit geskep. En miskien moet ek en jy vir ons die moeilike vraag vra, en dit is die vraag wat ek die hele week mee myself gekonfronteer het, en waarmee die Here my ook daar gekonfronteer het, is hoe kan ons sê dat ons die Vader lief het, maar ons het nie die skepping lief nie. Ons kan mos nie dit sê nie. So Martin Buber is 'n filosoof, 'n Joodse filosoof, en hy praat van 3 primêre verhoudings. So hou nou net daai vraag in jou agterkop. Hy praat van 3 primêre verhoudings. Ek en God, ek en jy, ek en dit. So met ander woorde, ek, jy en jou verhouding met die Here, en jy en jou verhouding met my, met mekaar, so ons as medegelowiges se verhoudings, en dan ek en jy met dit, met die aarde, die skepping, die diere, die visse, die voëls, wat. Al 3 hierdie verhoudings is ontsettend belangrik. En as ek en jy moet eerlik wees met mekaar, en ons gaan kyk na hierdie 3 verhoudings, dan kan ek kan eerlik sê, dat ek moeite maak met die eerste 2. My verhouding met die Here en my verhouding met ander mense. Die derde een met die aarde skep ek so 'n bietjie af. Dan sê ek so, dis bietjie moeilik, en dis baie moeite, en ek is nie nou lus om dit te doen nie, of maak dit regtig 'n verskil, maak dit, wat gaan dit tog nou help? Maar as ons regtig eerlik is, dan weet ons, dalk diep in ons binneste, jy wil dit ook nie herken vandag nie, maar dat ons verhouding met die aarde nie altyd so great is nie. So, as ons terugkom na die teks toe, ons het 'n baie bekende gedeelte gelees, ons sien dat dit die skepping is, en ek hoef nie eens vir julle te sê wat daar gebeur nie, julle weet,
Julle weet, dag 1 is lig geskep dag en nag. Dag 2 is die hemel, die water is geskei, die gewelf is daar, die hemel is hemel genoem, die land en see is geskei, op die 4de dag plant en bome is geskep, dag 4 son, maan en sterre, see diere en voëls, dag 5 en dan dag 6 diere en mens, en dag 7 het die Here gerus. Julle ken daai teksgedeelte. Dis die eerste gedeelte. As ek vir julle moet sê, in die begin het God, dan gaan julle vir my sê, die hemel en die aarde geskep. Dis die eerste sinnetjie op fakulteit wat jy leer in Hebreëus ook. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. In vers 26 van ons teksgedeelte lees ons, dan sê God, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger. Ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. En miskien moet ons net daai term definieer vandag, om te sê, maar wat is 'n verteenwoordiger? Wat beteken dit as ons sê, ons is 'n verteenwoordiger? Ek wil 'n beeld gebruik, ons is nou net deur die wêreldbeker rugby, en ek wat nie baie rugby kyk nie, het ten minste 3 volledige wedstryde gekyk, en op daai dag trek jy jou springboktrui aan, of jou springbokhemp, of wat ook al, groen en goud, en jy verteenwoordig dan die springbokke. Nie 'n ander internasionale span nie, jy verteenwoordig die springbokke, en almal kan dit sien, want jy dra dit aan jou lyf. Almal kan dit sien, en dan tree jy ook op soos 'n springbok, né? Soos 'n Suid-Afrikaner. Jy het waarskynlik gebraai daai aand, jy het waarskynlik gecheer as die bokke 3 gedruk het. Ons het ons maniertjies as Suid-Afrikaners, maar jy gedra jouself dan soos dit wat jy verteenwoordig. En dan kan jy sê, my bloed is groen, en dis nou regtig nie, nou pun intended met vandag se tema, dat dit nou 'n groen tema is nie, maar jy bely iets, jy wys iets van dit waarin jy glo en waarvoor jy staan. En as ons sê, ons is God se verteenwoordigers, dan moet dit mos min of meer dieselfde werk. Dan tree ek namens en soos die Here op. Dan maak ek iets van hom sigbaar in die wêreld. En dit beteken dat ek met God se skepping en skepsels omgaan, soos hy daarmee omgaan. Ons is God se verteenwoordigers. En hy gee 'n duidelike opdrag. Net nou toe ons so agter bid, toe sê iemand, ek kan nou nie onthou wie dit was nie, maar toe sê iemand, ek dink dit was Henny, toe sê hy, ons het nou nie eintlik 'n keuse hieroor nie, nê? Dis nou maar wat ons moet doen. En dis die opdrag wat die Here vir ons kom gee. Hy sê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde, bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, al die diere. En om die laasgenoemde punt, die bewaar gedeelte net te versterk, as jy verder gaan lees in hoofstuk 2, vers 15, staan daar, die Here God het die mens in die tuin laat woon, om dit te bewerk en op te pas, te bewaar. So as ons nou bewoon, bewerk en bewaar net kan aanpak in hierdie diens, en kyk wat dit van ons vra, en hoe ons betrokke kan wees daarbey in ons eie lewens, dan dink ek, as ons net vandag tot 'n besef kom, dat ons 'n verantwoordelikheid het, dink ek het ons al 'n ver pad gekom. Ons lees dat God die mense in die tuin laat woon het. Nou julle sal nie met my stry nie, hopelik. Ons almal soek 'n plek om te bly, om te behoort. 'n Plek waar jy welkom voel, 'n plek waar jy tuis voel, 'n plek waar jy weet, hierdie is my plek. Ek het baie lank in Pretoria gebly, my lewe lank eintlik, en toe het ek hiernatoe getrek, en ek onthou altyd as ek so oor die bult gekom het, van Krugersdorp af Pretoria toe, dan het ek gedink, dankie tog, ek is amper by die huis, want ek is nog nie so lief vir Krugersdorp nie, en ek sukkel nog man, en nou die dag, seker so 'n jaar of wat terug, kom ek oor die bult maar terug, en ek kom op by Mildersdrift, gaan jy deur so dippie, en ek besef, hierdie is my huis, hier is my mense, hier is waar ek wil wees, hier is waar ek voel ek het 'n plek, en ek behoort, en dis hier waar ek en jy in 'n gemeente en 'n gemeenskap ons skoene kan vol staan, en waar ons 'n roeping en 'n taak en 'n verantwoordelikheid het, om deel te wees en deel te word, en om ons deel te doen op die einde van die dag. Belangrik ook in ons teksgedeelte, ons sien dat God vir Adam 'n maat gee, iemand wat hom kan help. Nou julle, ek is eerlik, as dit nie vir my vriende en familie en my man was, wat my elke nou en dan herinner het aan ietsie nie. Theresa, ons koffie, hierdie week het ek nogal
Ja, soos op jou stil manier het ek ook gedink, "Sjoe, maar ek moet dalk nou nie hierdie strooitjie gebruik nie." Maar op die einde van die dag, mense, ons het mekaar nodig. Ek het daar op die slide gesê, het ek gesê helftes en helpers. Die mense met wie ons in 'n verhouding staan, help ons om te bewoon en te bewaar en te bewerk. Ons het mense nodig om ons daarmee te help. Om goed te kan slaag in al 3 hierdie opdragte. Bewoon, bewerk en bewaar, speel verhoudings weer eens 'n sentrale rol. En ons het 'n plig as verteenwoordigers om mekaar te help, om mekaar by te staan, om te sê, "Sjoe, ek sien hierdie, ek wil by jou leer. Hoe doen jy hierdie? Hoe benader jy dit? Hoe het jy hierdie lewenswyse van jou verander om meer groen te leef? Help my, ek wil by jou leer." Die tweede ding wat ons opdrag is om die aarde te bewerk. En ek hoef nie vir jou te sê dat elke liewe een van ons wat hier is vandag, het 'n behoefte om betekenisvol besig te wees nie. Dis moeilik as jy nie 'n rede het om uit die bed uit op te staan nie. As jy niks het om vir die dag te doen nie, dan sal jy in daai bed bly. Ek praat nou namens myself. Maar jy moet betekenisvol besig wees. Jy moet bou en werk en die omgewing waarin jy is, laat vooruitgaan. Jy moet 'n verskil maak in die omgewing waar jy woon, waar jy werk, waar jy is. Dit is wat dit beteken om te bewerk. Nie net plantjies plant nie. Jy moet goed doen wat die omgewing laat vooruitgaan, laat floreer, laat gesond word. En dan kan ons natuurlik nie net bewoon en bewaar en bewerk nie. Ons moet bewaar ook. Dis die derde ding, die derde opdrag wat God vir ons kom gee. Ons moet sorg vir die plek waar ons bly. Ons moet goed in stand hou. Ons moet kyk dat die een ding nie die ander ding vernietig nie, of dat ons nie te veel van 'n ding gebruik wat die aarde of die natuur kan skade berokken nie. En natuurbewaring begin nie by die staatsdepartement nie. Dis nie hulle werk en hulle moet iets doen en hulle moet vir my sê wat moet ek doen nie. Jy moet self, jy as 'n gelowige, jy as 'n Christen, iemand wat 'n verteenwoordiger van God is, het 'n verantwoordelikheid om te bewaar. Dis nie net vir die groenes daar buite nie, vir die mense wat nou like van ekologie en hou daarvan om te praat oor aardverwarming en goed. Dis elke liewe een van ons se verantwoordelikheid. En miskien moet ons by 'n plek kom waar ons moet sê, okay, so wat vra dit van ons? Wat vra dit van ons wat hier vanoggend sit? Ek dink in die eerste plek moet ons denke vernuwe. En ons moet besef dat Christus se koms nie net ons liefde vir God en ons naaste kom herstel nie. As jy verlede week onthou, jou naaste soos jouself. Maar ook ons liefde vir die aarde. Weereens daai vraag aan die begin wat ek gevra het, kan ons regtig sê dat ons die Vader liefhet as ons nie die skepping liefhet nie? As ons nie dit wat hy vir ons gegee het oppas nie? Kan ons dan regtig sê ons is lief vir God? En dis hoekom ons betrokke is by die debat oor ekologie en al sy fasette. Dis hoekom ons sê, maar ons wil iets doen. Ons wil 'n verskil maak. Ons wil betrokke raak. Ons wil nie net met terugsit en net kyk en maar net sê, o, sjoe, dit gaan nou sleg nie. En miskien moet ons nog 'n ding onthou. En dit is dat God die mens en die aarde liefhet. Die skepping in sy totaliteit. Sy redding en genesing is nie net vir siele nie. Julle, as ons daai ding, dit het my persoonlike teologie so uitgedaag hierdie week. As ons daai ding besef dat God die mens en die hele aarde liefhet en sy genesing en sy redding is nie net vir siele nie, maar ook vir die hele skepping. Dit wat hy geskep het, die aarde, dit wat ons huis noem. En sy koninkryk is nie net die kerk nie, maar elke sfeer van die lewe. Elke faset van die lewe is waar God se koninkryk is. So om groen te wees, beïnvloed elke aspek van my lewe, insluitend die manier waarop ek begeer, koop, eet, gebruik, besit, bewaar en weggooi. Elke liewe faset. En dit gaan oor die nalatenskap wat my in jou lewe agterlaat. Ek is mal oor redenaars, toesprake en sulke goed, ek is altyd so, ek gaan nou die Engelse woord gebruik, maar amazed oor hoe daai kinders 'n argument kan vat en hom kan deurvoer van begin tot die einde. En by een van daai redenaars toesprake, ek kan nie onthou waar dit was of wie dit was nie, het ek hierdie volgende sin gehoor, wat juist gegaan het oor klimaatsverandering, en dit het my tussen die oë getref, en ek deel dit met julle.
Ons erf nie die aarde by ons voorvaders nie. Ons leen dit by ons nageslag. Julle, toe ek dit lees, toe besef ek, ons gaan iets moet doen. Nou, nie gister eintlik, nie môre nie, vandag. Ons leen dit by ons nageslag. En ek het, soos dit nou in die week gaan, so ek het gebruik Apple Music en ek het partykeer 'n playlist wat net speel en soms sit ek net 'n random ding aan en dan gaan hy nou met liedjies. As ek nou moeg is vir my musiek, dan so hier is nie die tipe musiek waarna ek gewoonlik luister nie, maar ek hoor toe hierdie liedjie opkom. Ja, julle en weer eens sluit dit aan by die teks. So ek wil julle uitnooi, julle ken waarskynlik hierdie liedjie. Ek gaan nie die musiekvideo vir jou wys nie vir 'n rede. Ek wil hê jy moet die woorde lees. Dit gaan op die bord wees terwyl die liedjie speel. Lees die woorde. En vergeet nou dalk die halwe politieke ondertoon wat die liedjie het of wat dit nou eintlik beteken en hoor dit en lees daai woorde in vandag se konteks. In vandag se diens se konteks. En hoor wat die Here vir jou daardeur wil sê. Want hy het my denke rondom groen en ekologie totaal verander. So ek gaan vir Robert vra om vir ons die liedjie te speel, vir Dries vra om die liedjie te speel en vir Robert om vir ons die woorde op te sit. En dan luister ons daarna. Waar gaan jy speel met jou maatjies? Waar gaan jou spore toe waai? Waar gaan jy val, gaan jy opstaan en huil en waar gaan jy staar na die sonsak wat myle strek? Wat los ons oor vir ons kinders? Wat gaan ons eendag kan wys? Wat is nog reg of verkeerd, wil ek weet. Wat maak ons as jare se swete vergeet te gaan? Ek los vir jou die son en die see en die land, my kind. Beloof jy sal my aan die einde vind. My vlag sal aanhou waai, die sade sal ek saai vir jou en jou veilig hou. Ek los vir jou die son en die see en die land, my kind. Die Here hoor my, ons sal 'n lewe vind. My vlag sal aanhou waai, die sade sal ek saai vir jou. Ek beloof jou, die land behoort aan jou. Maar julle, wat 'n ongelooflike, kragtige lied met lirieke wat regtig tot my gespreek het hierdie week. Die vraag van, en julle wat kinders het, en wat dink aan, waar gaan jy speel met jou maatjies? Gaan jy speel tussen rommel en goed wat vuil is? 'n Aarde wat nie meer veilig is vir jou om op te wees nie? Waar gaan jou spore toe waai? Ek dink dadelik aan 'n grondpad en as dit lanklaas gereën het, hoe stofferig dit is. En dan die vraag wat ons eintlik konfronteer vandag, wat los ons oor vir ons kinders? En dan sing hulle verder en hulle sê, ek los vir jou die son en die see en die land, my kind. Maar wat los ons? Los ons net die gemors wat ons nou maar hier gedoen het en nou maar aangeploeter het en hulle moet nou maar net die scraps optel en nou maar vat wat hulle kry. En dan sing hulle later so mooi, die sade sal ek saai vir jou. Want ons uitdaging of ons uitnodiging is ook vandag, om sade te saai en bome te plant en goed te doen, en hoor nou die bome plant as 'n metafoor ook, né? Om goed te doen, wat ons nie noodwendig gaan sien nie. Iemand het eendag gesê, my oupa het dit gesê, maar ek dink hy het dit by iemand anders gehoor. Hy het altyd gesê, ons werk hier is om bome te plant, waaronder ons nooit noodwendig gaan sit nie. Wat se skade wie ons nooit gaan op ons vel voel nie. Maar ons verantwoordelikheid is om daai sade te plant. Om daai verantwoordelikheid, daai opdrag na te kom van jy is my verteenwoordiger op hierdie aarde. So, dis 'n massiewe verantwoordelikheid en roeping. En ek wil jou uitnooi om self ook te begin optree en iets te doen. Miskien moet jy in jou gesin, jou huismense gaan sit en 'n vergadering hou en sê, maar wat kan ons anders doen? Wat kan ons beter doen?
Ek en Rian is nie great met dit nie. Ons probeer die sorteer ding, maar dit gaan maar moeilik soms. Maar wat kan ons nog doen? Want ons kan definitief nog doen en ons kan definitief beter doen. En as jy nog niks gedoen het nie, dan is vandag die uitnodiging daar vir jou om iets te begin doen. Want dit beteken jy, soos ek gesê het, sal besluit om jou afval slimmer te bestuur. Om by soveel as moontlik herwinning betrokke te raak. Byvoorbeeld, ek is skuldig, ek bely vir julle, daai Checker 60-60 sakke, ek gooi dit weg. En toe lees ek nou die dag, maar jy moet dit vir hulle teruggee, want hulle hergebruik of herwin dit. Miskien kan jy daar begin. Dis nou maar waar ek gaan begin. Ek sal hulle nou maar versamel en dit vir hulle teruggee. Miskien kan jy begin dink aan Kersfees. Miskien kan jy dink aan hoe draai jy geskenke toe. Miskien kan jy eerder as om papier te gebruik wat opgevrommel word en weggegooi word en nou net op 'n hoop iewers beland, 'n sakkie of 'n boksie of iets gee wat weer gebruik kan word. Of papier wat jy van 'n vorige jaar mooi oopgemaak het, weer gebruik vir hierdie jaar. Dis sulke klein goedjies wat op die einde van die dag 'n massiewe verskil maak. En miskien moet ons net by 'n punt kom waar ons dink voordat ons koop ook. Want verbruikerisme, as dit ooit 'n woord is, consumerism, is ook een van die sonnebokke van ons tyd. Ons koop en koop en koop wat ons nie nodig het nie. En dan beland dit ook net weer iewers. So, dis wanneer ek en jy sulke beter keuses maak en gesonder keuses maak, waar ons as verteenwoordigers verantwoordelik optree. Want as ek en jy nou eerlik is met mekaar vandag, hoe ons die aarde hanteer, is net so groot deel van jou getuienis as wat dit is om vir mense te gaan vertel van God. Jy moet tog leef asof jy 'n Christen is, en deel daarvan is om lief te wees vir die aarde. Bewoon, bewerk en bewaar. Dit is God se droom vir ons verhouding met die omgewing. En as ek en jy vandag aan die nagmaaltafel kom sit, wat ek net hier wil oopmaak, dat ons dit mooi kan sien, as ons vandag hier aan die nagmaaltafel kom sit, metafories gesproke, dan kom sit ons ook hier as beelddraers van God, as mense wat geskep is volgens sy beeld en as 'n verteenwoordiger. As iemand wat kom bely vandag en kom sê, maar ek vat my verantwoordelikheid. Ek gaan 'n goeie verteenwoordiger wees. Ek gaan my roeping en my opdrag nakom as 'n gelowige. So ek wil graag vir julle die formulier lees en ek weet ons doen dit soms min, maar daar's partykeer so 'n ongelooflike stuk skat en waarde in dit. So ons weet die nagmaal is die viering van die gemeenskap met die lewende Here en met mekaar. Ons hou nie nagmaal alleen nie, ons vier dit nie alleen nie. Ons vier dit hier in die kerk, tussen medegelowiges, mense wat ons familie is, ons vriende, mense wat ons voor lief is, in die eerste plek. En nie alleen word ons in die nagmaal met Jesus se dood verbind nie, maar ook met sy lewe, en daarom is die opgestane Christus deur die Heilige Gees self by ons teenwoordig. Met ander woorde, dit wat ons hier doen vandag, dit wat ons hier ervaar vandag, met die brood en die wyn, is nie sommer net nie. Dis nie 'n ding wat die kerk uitgedink het, dat ons nou maar elke nou en dan dit moet doen nie. Jesus self het die nagmaal ingestel, en die Heilige Gees is by dit betrokke. Ek dink as ons dit besef, dan verander daar klomp goeders in ons gedagtes ook. En hierin lê die diepste geheim en die grootste vreugde van die nagmaal. Dit sluit ook die gemeenskap met mekaar as lidmate van die een liggaam van Christus, aangesien dieselfde Gees wat ons oë vir Christus oopmaak, ook ons oë vir mekaar oopmaak en ons in liefde aan mekaar verbind. Hierdie is 'n verbondsmaaltyd wat ons herinner aan die pad wat die Here met ons gestap het, maar ook aan die pad wat ek en jy as gelowiges met mekaar stap, wat ontsettend belangrik is. Soos die apostel Paulus sê, omdat dit een brood is ons, al is ons baie, saam een liggaam, want ons almal deel aan die brood. En dit bring mee dat ons in vergewensgesindheid, nederigheid, goedgesindheid, sagmoedigheid en verdraagsaamheid met mekaar moet omgaan. Met mekaar en met die skepping. So wanneer ons die brood breek, dan weet ons, dis Christus se liggaam wat vir ons gebreek het. En hy nooi ons uit en hy sê, eet dit,
proe dit. Ek wil jou uitnooi om vandag net die broodjie vir 'n oomblik in jou mond te hou. Hy sê, eet dit en dink aan my en glo dat dit die totale sonde kom verlos. Dit wat jou vashou, dit wat jou terughou, dit is my liggaam wat gebreek het, sodat jy kan vry wees. En as ons die wyn drink en die wyn proe, en ek wil jou ook uitnooi, om nie direk nadat jy die wyn gedrink het, ietsie, 'n sweetie in jou mond te sit, om die smaak te verbloem nie. Sit vir 'n oomblik met daai smaak in jou mond. Want ons sintuie gebruik die Here ook om vir ons te kom herinner, dat hy teenwoordig is, dat hy betrokke is in ons lewens. So wanneer jy die wyn drink, en jy proe dit, Jesus gesê, dink aan my, die bloed wat vergiet is, en weet, dat dit vir jou gevloei het, en jou kom skoon was vandag. Glo dit. So net waar jy is, wil ek jou uitnooi om, jy proe nou dalk nog die brood en die wyn in jou mond, om net vir 'n oomblik in dit te sit, en te dink aan wat dit vir jou persoonlik beteken. Dit is so maklik om dit sommer net 'n gemeenteaktiwiteit te maak, en ons het dit nou gedoen, maar wat beteken die nagmaal vir jou persoonlik? En dan gaan ek vir ons bid. Here, dankie dat U ons vanoggend ook op 'n tasbare manier met ons sintuie kom herinner het dat U by ons lewens betrokke is. En Here, dat niks in ons lewens te groot of te klein is om in U hande te kom plaas nie. Here, dankie dat ons aan U kan vashou in ons stymige tye, en by 'n oggend soos vanoggend, waar ons saam die nagmaal vier, waar ons saam hier sit vanoggend, en getuies is van mekaar wat nagmaal gebruik, Here, dat ons vandag dit net op so 'n spesiale manier kon ervaar. Dat ons kan ervaar dat U vir ons kom sê vanoggend, dat U ons so lief het. Here, so lief, dat U lewe vir ons gegee het. En dit maak ons U vriende. Dit trek ons nader na U toe. Ons is nie meer ver nie, ons is nie meer onderdane nie, ons is nie meer slawe nie. Ons is U vriende. Ons is U kinders. Here, dit is 'n wonderlike voorreg om dit te kan sê vanoggend, om dit te kan bely, en om dit te kan weet, en te besef. Here, dankie vir U oneindigende liefde, en dat U bloed vir ons gevloei het, dat U liggaam vir ons gebreek het. En Here, dat wanneer dit partykeer voel, of ons lewens uit mekaar val, en of ons harte breek, en asof letterlik al die lewe net uit ons uitgetap word, dan weet ons, Here, ons kan by U kom rus soek. Ons kan by U kom antwoorde soek. Ons kan by U kom net wees. Net kom rus en kom sit in die teenwoordigheid. Here, mag ons dit onthou hierdie week, mag ons dit onthou vir die res van die jaar en vir die res van ons lewens. Amen. When my heart is overwhelmed, I will look to You alone. God, my rock, God, my rock, God, my rock. You will stand when others fall. There is no one as true. Jesus, I trust in You. You are the strength of my heart. You are the strength of my heart. I can rely on You. I can rely on You. You are the joy of my life. You are the joy of my life. You are the song in the night. There is no one as true. Jesus, I trust in You.
Gemeente, ontvang die seën van die Here. Mag die genade van God ons Vader en die liefde van sy Seun Jesus Christus en die teenwoordigheid en die nabyheid van die Heilige Gees by jou wees elke dag. Amen.